lied vir my. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, you're so high. Glorious in heaven above, humbly you came to the earth you created. All for the sake became born. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I
Môre almal. Welkom. Het is lekker om al die brawe mense te sien, dat die koue oggend uit is. Dit is regtig lekker om by julle te wees en om ook so saam die Here te kan eer en te weet hy is ook in ons teenwoordigheid. Ons kom maar net in sy teenwoordigheid in. So 'n paar afkondiginge. Die gebedslys is baie dieselfde, is Cherise Grenville, Annette Sieberage, Kathy Hawkridge, Chris Moore en Roland Cruz van Cairo, was ook hierdie week in die hospitaal, as julle ook aan hom kan dink asseblief. En dan Kathy het gister met Ian gepraat, sy was hierdie week, en sy is nog in die hospitaal, een of ander longinfeksie weer gekry, so sy kon nie haar chemo hierdie week kry nie, so dink maar aan Ian en Kathy. My vriend is taamlik gestres op die aard van die saak met sy vrou se gesondheid. Bazaar, julle is nou al moeg om vir my te hoor van die bazaar, maar ek sal maar aanhou tot het bazaar is. 39 Mei, die 1 Mei, op die werkersdag. Herinner weer, die geld word in 3 gedeel, 1/3 vir die presbies, 1/3 vir die NG, en 1/3 vir ons gesamentlike omgee en barmhartigheidsdiens. Dan, ek gaan net die sameroepers noem. As jy iewers kan en wil help, asseblief, kontak een van die sameroepers en sê, jy het ietsie daar om daar te help. Charlie Fourie, koffiewinkel, Handy van Deventer, pannekoek,
Eloise en Christo, Jaffels, Christa en Rina, Kenny en Reis, Joyce doen kleinkoekies, Neil en Sheila Smith doen pizzas, Davie en Ilse doen toasted samies, Rudy van Sail doen sy spiraal aardappels, Johan en Christa doen koeksusters, nou so voor die tyd natuurlik vir die bazaar al, Getruida en Telani doen die koek en tertafel, Ronel Flanagan doen die wit olifanttafel, Les Keatley doen die boeketafel, en sy vra asseblief enige boeke moet na haar kant toe kom, maar dit geld maar eintlik vir al die tafels, almal soek hulp. Plante is Anina Rousseau en Liz Hall, Shanice en Sari Eilenveld doen 'n kindertafel, en Lynette en Andrews doen die puddingtafel. En dan het Gerardus gesê, enige iemand wat vleis skenk, moet hom asseblief skakel. So daar is die hele lang lys so ver, dit raak nou al 'n groot bazaar, so moet jy nog 2 tafels begin, maar nou is daar ek hom goed. Bybelstudies hierdie week, Dinsdag aand 7:00 by Maggie en Verity se huis, Woensdagoggend 10:00 by Amatola Hyven en Woensdag aand 6:00 by Johan en Christa Koch. So net so 'n paar verjaarsdae hierdie week. Môre is Tannie MC, ek sê sommer nou al geluk Tannie MC. Dis môre Tannie MC en ook Barbara McLaughlin. Baie geluk vir julle albei vir môre voorlopig. Christine Kotse is die 10de en Duncan Flanagan is ook die 10de. So dis die lot van my afkondiginge. Daar's nie iets vreeslik anders op hierdie stadium nie, behalwe as julle iets onthou, stop my maar, sê maar vir my, dat ek dit na die tyd kan bysit. In 1 Johannes 1 lees ons die volgende. Dit is maar net weer eens 'n herinnering van waar ons is, waar ons hoort. Ons verbondenheid is aan die Vader en sy Seun Jesus Christus. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het, en wat ons aan julle bekend maak. God is lig, en daar's geen duisternis in hom nie. Die woord fotum beteken ons amper iets soos om te vra of om te bid. En as ons so by mekaar kom, dan vra ons die Here vir ons verbondenheid aan hom, maar ons vier dit ook. Hy het dit klaar vir ons geskenk. Dit is klaar sy belofte, dat ons hier aan hom verbind is. Daarom kan ek julle groet met hierdie woorde uit 2 Johannes hoofstuk 1. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal met ons wees in waarheid en liefde. Grace, mercy and peace from God the Father and from Jesus Christ, the Father's Son, will be with us in truth and in love. Amen. Ek wil nou eers kyk hoe goed, dankie groot mense op, maar vir al die kinders, hoe goed kan julle onthou? Wat het ons laasweek, wat is die Grieks dit vir julle laasweek geleer? Kan julle nog onthou? Christos Anesti. En wat is die antwoord? Het is ook iets Anesti, ja, Alithos Anesti. Hoe nou die groot mense dit sou onthou, as ek nou nie gehelp het nie. Want dis nou die verlede week se Griekse les. Vandag se Hebreëse les is makliker, hy is net een woord. Shalom. Kan jy dit sê? Shalom. En ons sê sommer dit is vrede, dit beteken vrede. En dit is vrede, maar het beteken so ietsie meer. Kom goeie na my toe. Maak gou of jy kwaad is vir my. Ek sal jy nie doen. Nou as ek nou kwaad is vir jou, is dat dan vrede tussen ons? Nee. Vrede beteken nie net ons baklei nie. Vrede beteken, shalom beteken, ons doen alles om dinge goed te maak vir die ander persoon. Om vir die ander persoon by te staan. Dink jy julle sal dit kan onthou? Wat sy woord? Nee, dis laasweek se woord. Wat is vandag se woord? Shalom. Dan sê dankie, jy's braaf om hier by my te kom staan.
Dis waaroor die diens vandag. Wat dit beteken om God se vrede met mekaar te deel. Maar voordat ons verder gaan, kom ons staan op en ons sing 2 liedere saam, en vanoggend het ek goed bietjie omgeskommel. Ons gaan nou 2 Afrikaanse liedere sing, ons gaan later 'n Engelse lied sing. So kom ons staan op en ons sing hartlik saam tot eer van die Here. Look,
vir my, want ek is broos, onvas, onwys, sal u vir my die pad omwys, waar die spore my inlei, wil ek wandel, wil ek lei. O, daar is water en woestijne, by die aarde se fonteine, as die storms tot in my, sal ek daar my rus kon kry. Daar is water en woestijne, by die aarde se fonteine, as die storms tot in my, sal ek daar my rus kon kry. Psalm 133 lees ons die volgende. En hierdie is die hele Psalm. Baie kort. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robes. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows his blessing, even life forevermore. Kyk hoe goed, hoe mooi is dit, as broers ook saam woon. Dit is soos kosbare olie op die kop wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop van oor die kraag van sy klere. Dis asof die dou van Hermon afkom op die Sionsberge, want daar beveel die Here sy seën, lewe vir altyd. Kyk so 'n bietjie na daai teks. Dink so 'n bietjie oor wat het jy nodig om vanoggend te hoor uit hierdie kort Psalm. Ek sien daar is 'n hele klompie mense hier op Facebook by ons, baie welkom. En daar by die huis ook, raak 'n oomblik stil. En dink, wat sê die Here vir jou? Na so 'n rukkie stilte sal daar 'n lied begin speel en kom ons sit sommer net. En soos ons sit, kan ons dit saam sing as ons antwoord op dit wat ons nou by die Here gehoor het. So kom ons raak 'n oomblik stil met hierdie woorde van Psalm 133. Amen.
Kom ons bly so in 'n biddende houding en kom ons maak ons oë toe in gebed. Ja, Heer, ons kom na U toe, dat U reinig ons. U bring ons by mekaar. U verbind ons aan U en aan mekaar. Wil U ook nou, Heer, deur U woord vir ons bind aan U, bind aan mekaar, maar ook vir ons reinig, vir ons stil maak van ander gedagtes wat ons aandag steel, ons fokus wegneem van U af. As ons nou lees uit U woord uit, wil U self met ons praat. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ons lees vanmôre uit Johannes hoofstuk 20, net daai paar verse, van vers 19 tot vers 23. Die Engels en die Afrikaans is op die skerm, ek lees vanoggend die Afrikaans. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit, uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy vir hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. En as julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Ons lees net tot sover. Dink nou net vir jou daai prentjie in. Verwarde klomp disippels. Hulle Heer, hulle Rabbi, Jesus, saam met wie hulle ten minste so 3 jaar lank rondbeweeg het, is gekruisig. Hulle is nog verward ook. En vroeg die Sondagoggend het hulle gehoor en gesien, die graf is leeg. En hulle weet nie wat aangaan nie. En dan, agter geslote deure, want hulle is maar bang, verskyn Jesus by hulle. En hy praat met hulle. Later in hierdie hoofstuk sien ons, hulle vat aan hom. Het is nie 'n spook nie. Het is 'n mens daar by hulle. En hy begin deur vir hulle te sê, vrede vir julle. Dink jouself nou in, is dit met jou moes gebeur. Wat sou jou reaksie gewees het? Hier was 'n groot klomp verwarring, as jy nou aanlees, sal jy sien, groot klomp blydskap, ook, natuurlik. Want hulle Heer leef, is by hulle. Nou, in die tyd van Jesus, was daar 'n tipe van vrede, die Romeinse vrede, die sogenaamde Pax Romana, wat 'n vrede is wat gehandhaaf is met soldate en met swaarde en met mag. En natuurlik met die kruis. Want daar is daar duisende mense gekruisig, nie net Jesus nie. En as Jesus nou kom en hy kom sê, vrede laat ek julle na, dan is dit dieselfde woorde wat hy in Johannes 14 gebruik. My vrede gee ek vir julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Want Jesus se vrede is nie 'n Pax Romana nie. Jesus se vrede is nie 'n vrede van mag, van 'n swaard, van geweld nie. Die Pax Christi is 'n totaal ander tipe vrede. Nou hoe lyk dit? Want ek dink meeste van ons, as ons bid, en wanneer ons bid tog vir vrede, vrede in die wêreld, vrede in ons land, want daar is so baie goed wat ons vrede skend. As jy die nuus kyk en is oorlog in die Oekraïne of
in Israel of in die Sudan of waar ook al, dan raak het mens tog. Al is dit nie so naby nie. As jy lees en hoor van misdaad, van karre wat gekaap word, van rowe, van moorde, dan breek het jou vrede. Wat is hierdie vrede wat Jesus kom gee? Nou, die woord wat hier gebruik word in Grieks is maar dieselfde as die Hebreëse woord shalom. Dit beteken maar min of meer dieselfde. Beteken nie dat daar net nie oorlog is nie. Beteken nie dat ons mekaar nie haat nie. Dit daarom ook. Maar nie net dit nie. Want partymal sê ons bly maar stil om vredesontwil. Terwyl daar in ons hart geen vrede is teenoor die ander persoon nie. Nee, die Grieks hier is dieselfde as die shalom wat ons net na verwys het. Dit dui op verhoudings. Verhouding van heelheid, 'n verhouding van voltooidheid. Dit is maar net 'n stelling nie. In 'n sin kan shalom amper vertaal word as 'n werkwoord. Ek werk sodat daar vrede kan wees. God se vrede kan wees. 'n Verhouding van vrede kan wees tussen my en jou. Dis wat dit beteken. Dis nie maar net, okay, ons sien mekaar en ons probeer om nie mekaar se geselskap te kom nie, ons beklei daarom nie met mekaar. Nee. Ek werk aan 'n verhouding van vrede. Verhouding van vrede met God. Verhouding van vrede met mekaar. Interessant dat hierdie woord amper in elke boek van die Nuwe Testament verskyn. So belangrik as vrede vir daardie vroeë Christene. En dit is sentraal as Jesus ook sy disippels uitstuur. Onthou nou die gedeelte daar in Lukas 10. As Jesus die 70 of 72 uitstuur, dan moet as hulle by huis kom, eerste woorde wat hulle sou sê is vrede vir hierdie huis. En dan gaan die teks aan met hierdie interessante woorde. As daar 'n vredelievende mens, of baie letterlik, soos dit staan in die Grieks, 'n seun van vrede in daardie huis woon, sal julle vrede op hom rus. Dit is altyd een van die goed, wat is 'n seun van vrede? Kom sal dit nou 'n vredelievende mens moet wees, wat my vrede ontvang? Ek dink so 'n bietjie aan die Joodse manier van mense tipeer. Ons ken ons nou die 2 disippels wat bekend was as die seuns van die donder. Nou ek wil nou nog nie ek wil nie baie diep ingaan op hoekom hulle daai naam gehad het nie, maar in daai tyd sou iemand maklik getipeer gewees het as 'n seun van die lig, of aan die negatiewe kant 'n seun van die duisternis, ensovoorts. Toe Jode het 'n manier gehad om vir jou te sê, jy is 'n seun van, hoe hulle jou ken, hoe hulle jou sien. Soos hier gesê word, die disippels se vrede rus op seuns van vrede. Dan is dit iets inherent, iets in daai persoon wat hulle ontvanklik maak vir God se vrede. Maar ons kan hom omdraai ook. Daai disippels is bringers van daai vrede, hulle is draers van daai vrede. Hulle moet seuns van vrede in hulle self wees, om daai vrede te kan oordra op die ander seuns van vrede, na wie Jesus hulle toestuur. In 'n sin som Lukas, as jy kyk in Handelinge 10, die hele evangelie op van Jesus, as die evangelie van vrede. Dit is die boodskap wat hy vir die kinders van Israel gestuur het, toe die evangelie van vrede, wat deur Jesus Christus gekom het, verkondig het. Hy is die Here van alle mense. Interessant, dat die evangelie van vrede som Lukas op as Jesus is Here van alle mense. Dit is God se evangelie. En dat Jesus ook al daardie mense liefhet.
dat hy ook met al daardie mense, dis net ons, in 'n verhouding wil wees, in 'n verhouding van wat weerskante toe werk. Verhouding van heelheid. So, om daai vrede te kan hê, gaan draai als om die persoon van Jesus self. Het gaan nie om, bly ek in vredevolle omstandighede nie, jy kan in die middel van die oorlog sit, in die Oekraïne of in Gaza, en nog steeds Jesus se vrede hê, want die vrede is gebind aan sy persoon. Johannes 16, dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede mag vind. Julle gehoor het, sê Jesus. Dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my, in Jesus, vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaar kry, maar hou moed, ek het reeds die wêreld oorwin. Soms leef ons so, dit help tog nie, kyk hoe lyk die wêreld, kyk net al die verkeerde goed. Ja, daar is baie verkeerd. Maar Jesus het klaar die wêreld oorwin. Jesus het klaar vir my en vir jou, nie net gesterf aan die kruis nie net opgestaan terwyl van ons regverdigheid nie, maar leef nou met ons in 'n wêreld wat hy klaar die dood oorwin het, wat hy klaar sy vrede vir ons bring, ten spyte van alles rondom ons. Geen wonder nie dat Efesiërs 2 sê, hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het, en die middeldeur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. Nou, daai middelmuur van skeiding, was seker een van die grootste skeidingsmure in die antieke wêreld. Daai skeiding tussen Jood en nie-Jood. Daar's baie min oor daardie skeidingsmuur beweeg. Maar Jesus sê, maak nie saak hoe groot die skeiding is, maak nie saak hoe erg die teenstand is, maak nie saak hoeveel haat daar is nie. Hy breek die skeidingsmuur af. Hy bring sy vrede. Nou, dit is alles mooi. En dit is alles lekker om dit te hoor. Maar hoe kan ek en jy vandag seuns en dogters van vrede wees? En in Suid-Afrika met alles wat ons kwaad maak en alles wat ons frustreer, en dis mos al wat ons raak sien. Ons sien nie die dele wat ons bly maak nie. In 'n wêreld wat maar eintlik in chaos is. Wat sê Jesus se woorde? Vrede vir jou, vir my. Vir ons oor ons onderlinge verhoudinge. Vir die manier waarop ons oor mense praat. Vir ons keuses in 'n verkiesingsjaar. Dan dink ek help Jesus ons met hierdie ander vreemde gedeelte. Na hy dit gesê het, sê hy vir hulle, as julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vir hulle vergewe. Dit klink vreemd, dit klink of dit 'n tipe van 'n magsuitdrukking is. Maar onthou bietjie, hoe het hy ons geleer om te bid? Matteus 6 vers 12. Vergeef ons skulde, soos ons ook hulle vergeef, wat teenoor ons skuldig staan. Vergifnis van ander is absoluut kerndeel van vrede met God en met mekaar. Die twee goed loop saam. Dan parafraseer die Message dit vir my so mooi. Daar is spesifiek daai vers 23. If you forgive someone's sins, they're gone for good. If you don't forgive sins, what are you going to do with them? Hoekom wil ons ander mense se sondes versamel? Hoekom ons al ewig kwaad bly oor goed? Vrede
vir mekaar. Vrede met God. Seuns en dogters van vrede, teken ek en jy. Werk, reik uit, doen moeite. Vir vrede, ja, onder mekaar as gelowiges, natuurlik. Maar ook na buite. Dis die lig wat ons bring. Die lig van Jesus, wat ons vrede is. Mag hy my, vir jou, elkeen van ons, vandag en in hierdie week, daai voorreg gee. Daai bereidwilligheid gee. Daai genade gee. Om seuns en dogters van vrede te wees. Wat God se vrede bring. Shalom. Amen. Kom ons buig hier hoofde weer in gebed. Ja, Heer, ons hoef nie die lysies te maak van alles wat ons kwaad maak nie. Alles wat ons frustreer en alles wat ons bang maak nie. In 'n sin sit ons op pas soos die disippels agter geslote deure en veiligheidshekke en alarmsisteme. Want ons voel onveilig. Ons voel nie vredevol nie. Heer, help ons om u vrede raak te sien binne alles wat rondom ons verkeerd gaan. Help ons om u vrede ook raak te sien in al die mooi rondom ons. Die manier wat mense optree teenoor mekaar. Baie meer kere as wat ons wil erken. Uit liefde. Uit vrede. Uit hulpvaardigheid. Dankie Heer dat ons in alles, bovenal, u as ons vrede in ons lewens het. Dat u in ons woon. En ons in u kan woon. Want u het gesterf en opgestaan. By elkeen van ons. Here, as ons bid vir ons land. In hierdie te mekaar verkiesingsjaar waar almal goed sê wat net hulle self pas. Maar baie keer nie vrede nagejaag word nie. As ons dink aan wat gesê word op ander plekke in die wêreld, ook rondom verkiesings en in oorloë, waar net haat gestook word baie maal. Want u word nie erken nie. U vrede is weg. En dit gaan oor myself. Maar dankie Heer, dat ons weet, u is nie weg nie. Dat u wel, ook in daardie oorloë en ook in ons land en in ons dorp, dat u hier is. Om ons te help, om te leef, as seuns en dogters van u vrede. Vader, dit kan net gebeur. Ons kan dit net doen. Deur u Gees wat ons gewillig en in staat maak om so te leef. Wees met ons. Help ons. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Kom ons sing ons slotsang hartlik saam en dis bekende lied 284. En so moet effens 'n ander wysie, maar kom ons staan op en ons sing dit hartlik saam.
Vang die seën maar, voor die seën vang, onthou, daar's lekker warm koffie, tee, en ek vermoed seker altyd ietsie om te eet op daar in die saal, so moenie net verdwyn nie, kom saam met ons daarna toe. Vang die seën van die Here. Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you. Mag die Here van vrede self ten alle tyd en op elke manier vir julle vrede gee. Die Here bly met julle altyd. Bly met julle almal. Die genade van ons Here Jesus Christus bly met julle almal. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.